daar waar jy nou in 'n plek is waar dit nie lekker is nie, en jy voel gepressure, en jy voel gedruk, en jy voel, daar's nie spasie nie, en daai proses is, that's where God is now busy with the soul. Absoluut. En dan kom hierdie goed to the surface, dan kom hierdie goed tot die oppervlak en ons deel met dit. Maar Lenet, op daai punt, as iets nou gebeur en dit is trauma, dan kyk 'n mens anders ook na situasies. Absoluut, dan hanteer jy dit nou anders. Daar's byvoorbeeld 'n tannie Imke, sy's ook 'n groot kind van die Here en ek's baie lief vir haar. Sy ek admireer haar want sy's regtig 'n groot disipel van die Here. En sy sê die ander dag vir my, haar man is oorlede aan kanker. En ek vra vir tannie Imke, hoe gaan dit met tannie? Sy sê, my kind, weet jy wat, dis moeilik, maar die Here is vir my. En hoe mooi is dit om te weet dat ons gaan nog steeds traumas hê, of ons gaan nog steeds nie traumas nie, ons gaan nog steeds situasies hê waar dit gaan moeilik wees, of jy gaan gekonfronteer word met situasies wat moeilik is. Yes. Maar jy kyk anders na dit. Want die Here het jou kom transformeer en jy sien dinge anders. Jy kyk anders na mense en dan besef jy daardie ou het dalk net ietsiekie wat hy moet deurwerk. Yes. Jy het met dit 'n empatie. Ja, verseker. Met mense om jou. Jy kyk anders na mense. Galasiërs 2 vers 20 is jou vers. Wil jy hom vir ons sê? Ja, ek gaan hom vir jou lees. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Oh, amen. Ja. Yes. Daar was so een ding gewees wat hulle gesê het, I searched for myself and I found only God. And then I searched for God and then I only found myself. Sure. Crucified with Christ. Ja. Ja. Baie keer wil ons nie mens skram baie keer weg vir daai crucify. Nee. To be crucified with Christ. En vanoggend lees ek en dit was my so amazing vers wat die Heilige Gees net so kom oor my kom spoel het en Johannes skryf in Revelation actually. Die eerste paar verse van Revelation en hy skryf daar dat hy is 'n fellow, as ek nou die woorde reg onthou, share in God's sufferings, share in his kingship, and share in proclaiming the gospel. Jo, dis baie En mooi. hy sê en dan sê dit he was in the spirit on the Lord's day. En die Here het hom die boek van Revelation gegee het. Maar daai het vir my so uitgestaan. 'n Mens wil share in die Here se kingship en jy wil share in sy kingdom. Maar ons wil nie altyd share in daai crucify deel nie. Nee. En is in daai crucify deel waar jy in daai journey is om by jouself verby te kom. Ek noem dit altyd jy moet by jouself verbykom. You need to get past yourself and be able to get to that place where you just humble yourself and you say, Lord, here am I. Absoluut. En al wat die Here eintlik wil hê is, volg my. Dis al wat hy wil hê. Yes. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Ja. So vandag is jy grounded in faith. Wat is nou jou daily walk met die Here? Wat doen jy nou? Elke dag? Want ek het vanoggend ook met iemand gesels en dit was vir my baie cool. Waar ek vir hulle kon sê, it takes discipline. Dissipline. Dis nie ek gryp gou hier gou 'n stukkie vers of ek hol gou net terwyl ek in die kar sit bid ek gou of it takes a discipline. So ek weet, ek hoef jou nie te vra nie, jy gaan 'n discipline hê because it takes a discipline to stay grounded and to be growing in your journey. Verhouding, There's a discipline. Wat is jou discipline? Net vir prakties, ek is glo in prakties. Ja. So wat prakties doen jy nou, Sonet, om te groei in die Here? Okay, om terug te bring in die verlede. In die verlede was my lewe altyd besig. Ek was te besig. Ek het altyd gesê ek weet nie waar mense tyd kry vir dit nie en ek weet nie hoe
dit is die belangrikste. Yes. Is jou verhouding met die Here. Amen. So die Here gee dou. Ek glo in 'n skapie wat in die oggende hy kry dou by die Here. Dis wanneer hy die verste is. Amen. So my roetine is ek staan vroeg op in die oggende. Ek staan 4:10 op, dan sy kan die gang. En dan pak ek die kinders se broodjies en dan terwyl hulle wakker word, sit ek 20 minute met die Here. En dan is dit skool toe, dan salf ek my kinders elke oggend. Ons bid saam in die kar, Ek gaan stop. Wat bid jy oor hulle? die bloed van Jesus Christus. Okay. Absolute beskerming en ja, dat hulle die Here sal verheerlik met alles wat hulle doen. Okay. En disippels te wees van die Here, vrugte dra. Yes. En dan ek was baie lief vir musiek in die verlede gewees, so ek moes baie dinge gaan vervang het in my lewe. En vandat ek die Here in my lewe het, dis net gospel musiek. En ek luister dit in Cornerstone. Cornerstone het ook my lewe kom verander. Ek weet nie of julle Cornerstone ken nie, maar ek is verskriklik lief vir Cornerstone. Ek is besig om hele boeke deur te werk en so my dissipline is ek word 4:20 wakker in die oggend. Dan maak ek gou die kinders se broodjies, ek maak hulle wakker en dan het ek 20 minute saam met my en die Here. Dan sit ek in die Here se tyd. Dan rond skool toe, dan bid ek vir my kinders, ek salf my kinders, dan laai ek hulle af, dan is ek by die gym. Dan van die gym af is ek huis toe, trek ek gou aan, doen my goedjies. Dan is ek so 9:00 se kant op kantoor. Dan is dit 'n hele dag se werk. Intussen luister ek Cornerstone, ek het oorfone by die werk. En dan ook, ons doen ook party oggende doen ons 'n Bybelstukkie voordat ons skool toe ry. Al Theo, ek weet nie of jy al van sy goedjies gehoor het nie. Yes. So hy's prof, hy's 'n Yes, professor, yes. hy's heel gereeld vir so dit is Paul se gedeelte. En dan luister sy dagstukkie voordat ons skool toe ry. En dan in die aande, na werk, na ons klaar geëet het, rustig is, dan my man kyk gewoonlik 'n Netflix series en dan sit ek vir 'n uur saam met die Here. Van 6:00 tot 7:00, dis my tyd saam met die Here. Dis jou dissipline. That's your moments. That's time set out. Correct. En dis waar ek wil uitkom. It takes time that you set out. Dit gaan nie gebeur as jy dit nie doen nie. So as jy nie spesifiek tyd gaan uitsit nie, gaan jy nie daai tyd hê nie, want dan gaan jy te besig wees, soos jy sê. Dan jy gaan sê, hoe doen mense dit? Wow, hoe kry jy dit reg om Maar jy moet tye, jy moet moet daai jouself tye tyd uitsit. set out that time. Want dis al hoe jy gaan tyd hê om die woord in te sit en om daai tyd met die Heilige Gees te kan spandeer in sy teenwoordigheid. So, om te kan groei, het jy die woord nodig En dissipline. en dissipline. Absolutely. En hoe meer jy iets hoor en hoe meer die Here vir jou die woord openbaar. En iets wat ek het geleer het in die tyd met my verhouding met die Here is dat ek het altyd die Bybel gelees, maar ek het nie verstaan nie. Nou breek die Heilige Gees jou goed oop. Want jy En sit daar. Here. En drome. Ek kan nie vir julle sê die Here met my praat in drome nie. Ek droom ongelooflik baie. So ek het nou 'n ding met die Here. Here, gee my 3 goed wat ek kan onthou. En as ek dit nie kan onthou nie, weet ek is nie van jou nie of dan weet ek jy wil nie hê dis belangrik nie. En ek kan nie vir julle sê hoeveel goed die Here al vir my kom openbaar het in drome nie. Elemente. Voor die tyd vir jou iets kom bysit wat nog gaan gebeur. Korrek. Of ek verstaan dit nie nou nie en dit gebeur oor 'n week. Dan soos die Here het my gewaarsku en ek het dit nie lekker geweet of verstaan nie. Of iets gebeur, maar snaakse goed. Byvoorbeeld, ek het die ander dag van vlieg gedroom. En ek het so spesifieke woorde droomboek van Martin van der Merwe. Dis ook 'n boek wat Tannie Bardien, hulle is verskriklik geestelik ingestel wat mense skryf en so ek vertrou haar met inligting en boeke. En toe gaan soek ek toe nou op wat vlieg beteken en dit was soos om in die Heilige Gees se teenwoordigheid te vloei. Ek sal nou dink 'n vlieg. So sjoe, Here, wow. En dan en belangrik ook om goed neer te skryf want die Here kom Baie nou belangrik. openbaar vir jou goed. En ja, verstaan jy dit nie nou nie. Dalk oor 'n week Yes. word dit geopenbaar. Hê daai boekie, né? Hê daai boekie langs jou Bybel, hê daai boekie langs jou bed. Hê daai plekkie waar jy gou goed kan neerskryf. Ek het boekies en boekies en boekies en boekies vol.
But that's needed. Dis daai goed wat jou laat kan, ek het net maandag, is ek toe ek in die studeerkamer instap, sê die Here, ek moet een spesifieke ou boekie van my gaan uithaal. En ek haal die boekie uit en is 2020. En ek begin so deur page en ek, wat? En daar was spesifieke goed wat ek in 2020 die Here my kom deel het en my geleer het en goed wat ek spiritually kom ervaar het en victories wat die Here my gegee het en ek lees dit weer en dit was my soos wow, dis so cool en ek onthou hierdie want ek skryf baie presies neer die datum wat gebeur het. Hier is die veer wat ek op die stoel neergesit het en toe ek die oggend wakker word, toe lê dit voor die deur. Al die goedjies wat ek neerskryf, al daai moments want om dit te kan teruggaan en net weer te kan sien. Oh wow. Soos ek wil jou encourage, skryf neer. Skryf dit wat die Here met jou deel neer. Skryf dit wat jy lees neer. Skryf jou drome neer. Want dit het significance and you can deal with it. So om af te sluit so net vir iemand wat dalk nou buite nou wat vandag jou boodskap hoor en wat lost voel en absolutely broken voel en alleen voel en net voel of daar nie hoop is nie. Wat sou jou boodskap vir so 'n persoon wees vandag? Met die Here is enigiets moontlik. Ek dink elke persoon skryf sy eie storie en elke persoon gaan deur sy eie dinge en jou scenario voel vir jou baie erg. En dit is dalk erg in jou verwysingsraamwerk en jy het 'n ander storie en joune voel vir jou oorweldig. So hierdie persoon het byvoorbeeld 'n hond verloor en ek is byvoorbeeld deur 'n egskeiding, ek vat dit as 'n voorbeeld. Daar is soveel seer in die wêreld. Maar die Here kan 'n mens genees, die Here kan kom en jou verander, die Here transformeer lewens. En hoe meer mense nader aan die Here beweeg, hoe mooier word die prentjie. Yes. En daar's min mense wat regtig naby aan die Here is. So as jy hulle kan identifiseer, probeer so nou as moontlik aan die mense beweeg, want hulle inspireer jou, hulle is deel van Christus se kerk. So dis belangrik om in te skakel by mense wat ook naby die Here is. Jy het gevra oor die dissipline en wat ek doen. Partykeer stuur jy vir my boodskap, nie jy nie, of iemand stuur vir my woord en ek het die oggend iets met die Here gehad. Dan bevestig dit wat ek in die oggend gehad het. Maar as ek dit dalk nie in die oggend gelees het nie, sou ek dalk nie die bevestiging gekry het nie. So wat ek eintlik probeer sê is dat daar is hoop. Daar is definitief hoop. Vir die persoon wat vanoggend nou daar en miskien is dit jy. Vir wie hierdie boodskap nou vir jou voel, maar ek wens die Here wil aan my verskyn. Ek wens die Here wil met my ontmoet. Dan wil ek vir jou sê, dit is presies wat nou gebeur. Jy wat hierdie hoor vandag, is 'n geleentheid vir jou om te kies. Jy hoor nie verniet hierdie boodskap vandag nie. Jy hoor nie verniet hierdie boodskap van hoop vandag nie. Vandag is jou ontmoetingdag. En net so net 'n keuse kon maak daai oggend. En toe sy aan die einde van haarself kom. Miskien is jy ook aan die einde van jouself vandag. Miskien voel dit ook vir jou of daar net mooi geen ander uitkoms is nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy wat hierdie boodskap hoor vandag, dit is jou geleentheid vandag om te kan sê, Here, ek sit my hand in die hand vandag. Ek kies U vandag. Ek weet nie hoe U dit gaan doen nie. Ek weet nie hoe U hierdie situasie gaan oplos nie. Ek weet nie hoe U hierdie hart gaan verander nie. Maar Here, I take a chance. Hier is ek.
En ek wil graag die geleentheid gebruik vanoggend of vandag om vir jou daai geleentheid te gee. Want dit begin by ek surrender. Dit begin by net te sê, Here, hier is ek. En vra vir die Here, Yes. vir die Here om te kom of om vir jou Te wys. te wys. En ek glo die Here openbaar homself in detail. Die Here is in detail van detail. Yes. So al dink jy partykeer iets is klein en irrelevant, vra vir die Here en die Here sal homself aan jou openbaar. Yes. As jy hom vra, sal hy. Amen. En dis wat ek gedoen het daardie oggend. Yes. So kom ek gee vir jou vanoggend daai geleentheid. En as jy nog nooit jou lewe vir die Here commit het nie. As jy nog nooit vir die Here gesê het, Here, hier is ek. Net soos ek is. Met al my foute, met my past, met my goedjies wat ek saam sleep. Here, hier is ek. Kom neem oor asseblief. Wees U asseblief in beheer van my lewe. Dan wil ek saam met jou bid vandag en jy kan sommer net as julle twee saam my sal bid en agter my aanbid en dan maak dit maklik. Here Jesus, Here Jesus, ek kies vandag kies vandag om my alles om my alles vir U te gee. te gee. Ek surrender myself. Myself, Here Jesus Christus, Here Jesus Christus, ek bely met my mond bely met my mond dat U die enigste lewende God is dat U die enigste lewende God is en dat ek aan U behoort. en dat ek aan U behoort. Was my in U bloed Was my in U bloed, dat ek skoon voor U kan staan. dat ek skoon voor U kan staan. Ek sit my hand in U hand nou Ek sit my hand in U hand nou, in Jesus se naam. in Jesus se naam.